Well, good afternoon, good evening, beloved vrienden. Uh, what a privilege it is tonight to greet you all in the most powerful name of Jesus Christ. Amen. Dit is vandag inderdaad 'n groot voorreg op hierdie Dinsdag aand om net eer te gee aan die Here. Amen. Die lied sê, He has done great things. En as ons aan die Here die eer kan gee vir hierdie groot ding wat hy in ons lewe gedoen het, vir die eenvoudige feit dat hy vir ons lewe gee. Amen. Ons staan in die oggend op en ons begin ons dagse take. Baie van ons gee nie eens aan die Here eer en is nie eens dankbaar vir die lewe wat hy hulle gee, wanneer hulle in die môre of in die môre uur opstaan nie. Amen. En ons moet, leer om dankie te sê. Dankie vir die lewe wat ons het. Dankie vir die kos wat ons op ons tafels sit. Dankie vir die families wat ons het. Ons moet leer om dankbaar te wees vir alles wat die Here vir ons doen. Amen. Iets wat ek geleer het in hierdie kort tydjie, wat ek hierdie lives doen, is nie almal, luister na hierdie uitsendings nie. Nie almal stel belang in dit nie. En dis waarom, my assignment is nie om 'n crowd te trek nie, because I don't need a crowd. I just am on this platform to spread the good news of Jesus Christ. Vir iemand wat daar plat lê om hom of haar op te tel. Vir iemand wat mismoedig is om hulle moed in te praat. Vir iemand wat hoop verloor het in die lewe om vir hulle hoop te gee. En alles, werk na die Here Jesus toe. Amen. Op 'n later stadium gaan ek preek oor of gaan ek 'n boodskap bring oor dat Jesus weer terug gaan kom. Almal preek oor die opstanding en ons vergeet van die klere wat agtergebly het in die graf. So nie almal luister na die boodskappe nie, maar daar is tog hulle wie na luister en tog hulle wie hierdie boodskappe deel met hulle vriende en kennisse. So that my main focus here on this platform is not to impress anybody. My main focus here on this platform is not to look good or to attract crowd or attract friends or people to watch this video recordings. No, my main focus is to spread the good news of Jesus Christ. Al is daar net een wat dophou, al is daar net een wat hierdie boodskappe luister of na kyk. Amen. Die Here kry op die einde van die dag nie die eer. Want op die einde van die dag gaan dit nie oor wat ek doen nie, maar die boodskap wat daar buite gegee word. Soos ek gesê het, ek gaan op 'n latere stadium praat oor die graf is leeg, maar Jesus was nie meer in die graf nie, maar sy kleding, sy jurk was nog in die graf, en die gesigdoekie wat op sy gesig was, dit was nog in die graf. Wat beteken dit? Maar vanaand wil ek u net bemoedig, ons is al reeds op pad, om gereed te maak vir jou bed. Ek het my koffie gemaak. Amen. Ek is ook gereed om te gaan slaap, want môre is weer 'n uitmergelende dag. Amen. En ek wil vir iemand dit vandag bemoedig. Hier in
uh, Psalm, baie lief vir die boek van Psalms, want leer so baie goed uit die mond van David. Praise God. Psalm, ek is baie lief vir hierdie Living Bible. Ek het dit gekry by blanke Christen vrou, hierdie Living Bible. Ek is baie lief vir hierdie Bybel. En hy praat in ons hedendaagse taal. So is baie makliker vir my wat die Engels sprekend is op 'n dag om hierdie Bybel te lees en ook jy weet uitleg te kry oor wat die Here eintlik vir ons wil sê. Maar luister maar sê Psalm 34 vers 1. I will praise the Lord no matter what happens. Amen. Dit is belangrik om hierdie konteks van hierdie woord te verstaan. David sê, I will praise the Lord no matter what happens. Met ander woorde, hy gee nie om wat met hom gebeur nie. Amen. Hy gee nie om in watter situasie hy hom mag bevind nie. Hy gee nie om of mense van hom praat en of mense nie van hom hou nie. Amen. Sy uitgangspunt in hierdie teks, he says that I will praise the Lord no matter what happens. He said, I will constantly speak of his glorious or of his glories and grace. Amen. Met ander woorde, vir David gaan dit oor 'n konstante, jy weet, konstante aanbidding teenoor God. Jy weet, of jy nou het en of jy nie het nie, ons moet 'n konstante jy weet, aanbiddingslewe voor die Here hê. Dit maak nie saak, jy weet, ons mense gaan ons deur baie goed. En ongelukkig het ons nie altyd al die antwoorde nie. En ons weet nie altyd hoe om ons te gedra binne sekere situasies nie. Maar David kom en hy sê, luister hierso, ongeag wat met my gebeur, sal ek die Here aanbid. Ek sal die Here prys. Amen. Vir sy goedheid en vir sy guns en vir sy genade en vir sy krag en vir sy sterkte. Ek sal die Here prys, jy weet, of mense die dit wil doen nie, ek sal die Here prys. En dan sê hy, dit moet 'n konstante gedragspatroon wees om aan God eer te gee. Amen. Ons moet nie wanneer dit met ons sleg gaan, van die Here vergeet en die Here wil vloek. Nee, dis eintlik wanneer ons die Here moet aanbid en sê, Here, irrespectief van wat ek nou deurmaak, gee ek aan U die prys, die lof en die aanbidding. Hoor hierso, I will boast of all his kindness to me. Let all who are discouraged take heart. Hy sê, let us praise the Lord together and exalt his name. Amen. David bemoedig ons vanaand. Amen. Hy bemoedig ons vanaand. Selfs al is hy hoe ontmoedig, al is hy hoe in 'n laagte, al word jy, voel jy maar jy's alleen en niks werk vir jou uit hier. Hier kom ons nou hierdie afgelope naweek van 'n Moedersdag naweek af. En baie moeders het goeie tyd gehad. Ek luister vandag getuienis van 'n ou moeder wat ook, jy weet, 'n goeie tyd gehad en kinders het haar goed bederf en so aan. Amen. Maar daar is ook vir hulle wie nie so 'n goeie Moedersdag gehad het nie. Maar David kom en hy sê, irrespectief of wat jy deurmaak, of wat jy deurgemaak het, of wat jy heiliglik nog deurmaak. Amen. Moet ons nie ontmoedig wees nie. Maar David sê, laat ons die Here net prys en aanbid. Amen.
Amen. Laat dit vanaand 'n bemoediging vir iemand wees. Amen. Jou situasie waarin jy verkeer, moet nie die struikelblok wees vir jou om jou weg oop te vind na die Here toe deur aanbidding en prys nie. Amen. Jou omstandighede moet nie die stumbling blok wees aan die einde van die dag om jou te verhinder om die Here te aanbid nie. Nee, jy moet nog altyd kan uitbars in aanbidding. Jy moet nog altyd kan jubel en juig en aan God prys gee en eer gee. Amen. Want weet jy wat, jou omstandighede define nie wie jy is in Christus nie. Amen. Dit maak nie saak wat mense van jou dink nie. Mense kan maar praat en sê, luister nie so, jy lyk vandag nog so, môre is jy so, en nee, wat, weet jy wat, ek het agtergekom, daar moet maar haters wees. Ek het vandag op 'n post gesê, geantwoord en gesê, in hierdie evangelie kry regtig waar anointing haters. Anointing haters. Amen. Hulle het iets te sê vir jou wanneer jy in die laagte is. Maar wanneer jy jou verhouding in God verskerp, het hulle nog steeds 'n probleem met jou. Weet jy, ek het agtergekom, het moet maar sulke mense wees. Want weet jy wat, hoe meer hulle van jou praat, amen, hoe meer word jy weet, gedryf nader na God toe. Amen. Want weet jy wat, ek het geleer, mense sal altyd iets van jou te sê het. Of het goed of sleg is. Mense sal altyd deur jou naam in op hulle monde het. Amen. Maar ek het geleer, at least is jou naam op hulle monde. Want of daar nou goed uit hulle mond kom van jou, en of daar nou sleg uit jou mond kom, want weet hoe hoër jy in die Godheid in beweeg, hoe dieper jy in die Godheid in beweeg, sal ek sê, hoe meer sal daar haters wees. There will be anointing haters. Amen. Omdat hulle nie op daardie level kan kom of is nie. Amen. Sal daar altyd deur 'n probleem gevind word. Mense sal sommer 'n probleem hê met die manier hoe jy aanbid. Mense sal 'n probleem hê met die manier hoe jy aantrek. Mense sal 'n probleem hê oor maniere hoe jy mense adresseer of met mense praat. Daar sal altyd deur iets wees wat die mens of die anointing oor jou te sê sal het. Deur dit alles nog steeds die Here kan aanbid. Dawid sê, maak nie saak wat jy deurmaak nie. Hoor wat sê, for I cried to him and he answered me. En dis die mooie ding van alles. Amen. Dis die mooie ding van alles. Wanneer ons na die Here toe uitroep, antwoord hy. Amen. Dis die mooie ding van alles. Hy gee net nie op nie. Wanneer hy ons na hom gaan, dan antwoord hy. Maar dan antwoord hy ook hierdeur. Hy sê, luister hierso. He freed me from all my fears. Amen. Maak nie saak nie. Dat die Here sal jou bevry. Maak nie saak wat mense dink van jou. Die Here sal jou vry maak. En laat mense maar praat. Laat mense maar sê wat hulle wil. Laat mense maar, jy weet, hulle ongelukkigheid of hulle denke, laat hulle maar daaroor praat. Praise die naam van die Here. Hierdie agtergrond speel 'n lied. En ek wil jy moet mooi luister na hierdie lied. En dan moet jy besef, dat maak nie saak wat mense ooit van jou dink of sê nie. Dat die Here kry altyd die hoogste prys en die hoogste eer. Amen. Ons moet net besef wie ons is in die Here. Moet jy
minder ag, of moet jy nooit, jy weet, negatief praat nie. Dit maak nie saak nie, wat jy ervaar nie. Wees altyd positief. Weet altyd dat daar is hoop, en ons hoop kry ons in die Here Jesus Christus. Wanneer jy deur daai benoudhede gaan, roep net uit na die Here. Wanneer jy deur daardie moeilike tye gaan, roep net uit na die Here. En wanneer die Here vir jou deurgekom het en daar's blydskap in jou, roep uit na die Here, sê Here, I want to thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. I want to thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and free. Ons moet nie moeg word nie. Ons moet nie afgemat word nie. Ons moet nie mekaar, jy weet, met hartspraak aanvat nie. Bybel verleer ons, hy sê, kom ons bid eerder vir mekaar. Amen. En so vervul ons die wet van die Here. Ons moet mekaar onderskraag, ons moet mekaar kan bemoedig, ons moet mekaar kan aanvul. Amen. Ons moet nie jaloers wees vir mekaar nie, ons moet mekaar, jy weet, goedheid en guns toewens. As iets moois gebeur het met jou buurman, of met jou broer, of met jou suster, sê, Here, baie dankie vir die seën op die persoon se lewe. Wat ek wel weet, ek het nie nou nie, maar my blessing is op pad. Mag die Here jou seën. Mag die Here vir jou in die môre uur opwek met 'n nuwe lied, nuwe krag, 'n nuwe ywer om die dag aan te vat. En mag die Here sy guns altyd oor jou laat skyn. En ek weet, halleluja, al lyk dit nie vanaand vir jou, of jy uitsien na môre nie, maar weet jy, môre sal daar weer 'n silwerrytjie wees. Die son sal weer opkom vir jou, en dan sal jy weer kan basyn met blydskap. To God be the glory. Great things he has done. Die Here seën. Mooi aand verder. Amen.